Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Volg my. Jesus wat sy disippels nooi om te volg, maar hoe lyk dit? Waarna toe roep hy hulle? En ons het die laaste 4 weke gekyk na Jesus self. Hy was 'n reddende broer, 'n dienaar op sending. Daai 4 goed. En soos wat Jesus ons red, so roep hy ons in daai redding in. Kom lewe vanuit daai plek uit. Soos wat Jesus 'n broer is, roep hy ons om 'n broer en 'n sussie te wees vir mekaar. Soos wat Jesus ons dien, roep hy ons om mekaar te dien. En vanaand, soos wat Jesus die sendeling is van alle sendelinge, so roep hy ons om saam met hom 'n sendeling te wees. En so dis waarna ons vanaand gaan kyk. Kom ek bid weer vir ons, ek voel ek kort dit. En dan gaan ons inspring. Dan gaan ons kyk na wat daai woord vir ons beteken vanaand. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons kom weer na U toe in gebed en vra, sal U my help in my swakheid? Sal U my help? Sal U my bekragtig? Sal U hierdie woord oopbreek vir ons vanaand? Vader, U weet waar ons elkeen is. U weet waar ons elkeen is. U weet wat hierdie week gebeur het. U weet wat nog kom. U weet waarmee ons sit en ek wil net bid, Vader, deur die krag van die Gees sny diep vanaand. En kom en raak ons aan met hierdie woord en sê vir ons dit wat U weet ons nodig het. Kom en praat met ons. Op 'n persoonlike vlak bid ek. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou voor ek inspring, wil ek net noem dat Rickert het my opgeset vir failure. Super, okay. So die triek is om mense te los met 'n laer verwagting. Okay. Maar thanks Rix. Ek sê nog terugkry, Chom. Nee, vanaand praat ons oor om ons geloof te deel. Ons praat oor evangelisasie. En kom ek sê vir julle, om ons geloof te deel met ander mense, veral mense wat nie glo nie, is moeilik. Okay, dalk is daar een of twee van julle hier wat sê, dis maklik vir my, dis nie vir my maklik nie. Okay. Dis moeilik. Dit voel vir my eintlik soos een van die moeiliker goeters in ons geloof. Hoekom is dit so? Kom ek gee vir julle 'n paar redes. Eerstens, ek dink dat ons almal, ek weet nie van waar af nie, van baie plekke af, ons het 'n baie spesifieke idee van wat dit beteken en hoe dit lyk om ons geloof te deel. 'n Baie spesifieke prentjie. Ons dink dis iets soos om 'n random mens op die straat gaan konfronteer. Ek noem dit hit and run. Okay? Hit and run en dan turn or burn, sê jy vir daai persoon, en dan los jy hulle. En dan sê jy op jou pad. Dit voel vir ons in ons koppe, ons het daai prentjie van evangelisasie. En dit is ver van wat ons wil doen. As ons eerlik moet wees, ons wil nie dit doen nie. Dit voel moeilik, dit voel onpersoonlik en dit voel bietjie offensive. En so daai idee is een van die redes hoekom ek dink ons sukkel daarmee. Die ander rede hoekom ek dink, die tweede rede is gedeeltelik, dit is weer 'n bietjie aan die ander kant, is buiten vir daai prentjie wat ons weghou, die ander ding is ons is nie self diep in ons harte altyd oortuig oor wat ons glo nie. So ergens in my hart, ek's nie eintlik seker oor my redding nie. Ek's nie seker oor Jesus nie. Ek is seker of hy regtig opgestaan het nie. En in die beginsel gaan so, you can't give what you don't have. You can't give what you don't have. So as jy nie self oortuig is nie, en daar is gapings in jou geloof, sodra jy in 'n posisie gesit word om dit te moet deel met ander mense, dan gaan jou geloof getoets word, of dit gaan dit net nie maak nie. Jy gaan net nie die dapperheid in jou kan vind om daai stap te kan neem nie. So ek dink dis nog 'n ding. Derdens dink ek dat ons lewe verseker in 'n era wat ek sou noem post-Christian. Okay? Suid-Afrika kom uit 'n seisoen 'n fase waar almal was Christene, okay? Nie meer nie. Nie eens in die westerse wêreld nie. Ons is post-Christian. Dit beteken daar is nou genoeg mense wat oop en eerlik is oor die feit dat hulle nie Christene is nie wil wees nie en baie goeie redes het vir hoekom hulle nie wil Christene wees nie. En ergens in die midde daarvan is daar 'n paar goeie argumente. En daai maak dit vir ons moeilik. Ons is bang ons verloor daai debat. Ons is bang ons weet nie wat om te sê wanneer daai persoon vir ons kom met een of ander slim argument nie. Ons weet nie wat om te sê nie. En dit maak dit ook vir ons baie moeilik. En daar's nog 1000 ander redes. Daar's nog 1000 ander redes.
Maar ons het 'n regtig lekker kort stukkie vanaand. En so ek wil julle wys net vanuit hierdie stukkie hoe Jesus vir ons bietjie duidelikheid kan gee in hierdie area. Evangelisasie is iets waaroor ek voel baie gelowiges baie skuldig oor voel. Ons weet dis belangrik, ons weet dis sentraal, ons weet ons moet dit doen, maar ons weet nie hoe nie. En ons sit met al hierdie probleme. En so ek wil julle wys vanaand hoe Jesus vir sy disippels so bietjie duidelikheid gee op hoe dit lyk om te evangeliseer. Gaan nie al die antwoorde kan beantwoord nie, maar Jesus help ons. Jesus help ons. Hy was die perfekte sendeling. En hy roep ons in dit in. Hy sê kom volg my. Kom volg my. Ek wil vir julle een of twee dinge wys. So ons het 'n lekker kort stukkie vanaand. Ons gaan vers vir vers gaan, vers 19 en 20, dan vers 21 en dan vers 22 en 23. So net so deur die ding werk. Ons gaan kyk Jesus verskyn, nommer 1. Ons gaan kyk Jesus stuur uit, nommer 2, en dan gaan ons kyk Jesus bekragtig. Okay, dit is hoe ons net deur die ding gaan werk. Kom ons spring in. Die eerste 2 verse, Jesus verskyn. Vers 19 en 20. So ons lees weer. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. So on the evening of the first day of the week, so dis Sondag aand, pretty cool, so ons is vanaand, Sondag aand, maar die gevoel is nie soos hier nie, die gevoel is baie anders, dis donker, hulle is bang, hulle het hulle self toegesluit in hierdie kamer, Jesus het homself klaar verskyn aan Maria, maar nog nie aan die disippels nie, en almal dink nog hy's in die graf, almal dink nog hy's dood. Die 11 disippels was verseker in die kamer hier betrokke, nog nie Judas obviously nie, en Thomas nog nie, die 10 disippels, Thomas kom nog in die volgende episode, en dalk nog een of twee ander disippels, maar dink aan 'n klein groep, dink aan soos 'n groot Bybelstudie, sit in die kamer, en ons sien die deur is gesluit, hulle is bang vir die Joodse leiers, hulle weet nie wat om te doen nie, behalwe om weg te kruip nie, hulle wil wegkruip in die donkerte, hulle, as ek vir jou sê, hierdie ouens se lewe en se fondasie was geruk, dan bedoel ek dit, okay? Alles wat hulle geken het, alles waaraan hulle vasgehou het, in een oomblik neergestort, toe hulle Jesus sien hang aan die kruis. En dit maak baie sin dat hulle wil wegkruip, want die logical conclusion is, as hulle Jesus doodgemaak het, dan is ons volgende, ons was sy volgelinge. Okay, so ons is volgende op die lys. So hulle 3 jaar van hulle lewe gegee vir Jesus, hulle bang vir hulle lewens. In hierdie 3 jaar was Jesus vreeslik beroemd. Jesus was die Messias, hy sou die wêreld oorwin, hy sou die wêreld red. Hy was supposed om Israel te bevry van die Romeinse onderdrukking. En toe word hy gekruisig. Skielik, voor hulle oë was Jesus gemartel deur dieselfde Romeinse soldate teen wie hy moes hulle bevry van die Romeine. En daar hang hy aan die kruis tot hy dood versmoor saam met 2 ander kriminele. As ek sê hulle het alles verloor, dan bedoel ek hulle het alles verloor. Hulle sit hier in die vrees, donkerte, gesluit te kamer, en hulle weet nie of hulle aan die einde van die week nog gaan lewe nie. Hulle sit ook daar met 'n reuse hoeveelheid skuld. Ek wil dink daaraan, hulle het weggehardloop vir Jesus, toe hulle Jesus die desperaatste Jesus het hulle in daai oomblik meer nodig gehad as enigiemand anders. En in daai oomblik het hulle hom verlaat en weggehardloop. In daai atmosfeer van skuld en vrees en onsekerheid verskyn Jesus. En onthou die deur was gesluit. En as ek sê gesluit, bedoel ek, daar was 'n houtbalk voor die deur gesit. En in die midde van hulle, nie by die deur nie, in hulle middel verskyn Jesus. In Lukas lees ons, iemand het geskree, spook. Ek sou dit ook dalk geskree het. Jesus verskyn net daar in hulle midde. Wat anders moet hulle dink? Die eerste woorde wat uit Jesus se mond uitkom is perfek vir die oomblik, soos altyd. Jesus sê, in hierdie verskriklike atmosfeer, sê Jesus, peace be with you. Hy sê dit weer, hy blaas dan sy asem op hulle, hy wys vir hulle sy wonde, en dan sê hy weer, peace be with you.
Dis baie significant dat Jesus sy asem blaas op hulle, want hy het nie asem gehad nie. Hy was dood. En toe blaas hy sy nuwe lewe op hulle. Hy eet saam met hulle, lees ons in ander dele van die skrif. Hy bewys vir hulle, ek is nie 'n spook nie. Ek is vlees, ek is hier teenwoordig. Ek kan verskyn waar ek wil, okay? Ek is Jesus, maar ek is vlees, ek is hier. En dan sê hy weer, peace be with you. Vir die disippels in hierdie oomblik sê Jesus, dis regtig asof hy vir hulle probeer sê, julle kan nou rustig wees. Kan julle net hierdie vrede ontvang? Ek wil hê julle moet besef wat nou net gebeur het. Laat julle angs grond toe val. Die oorlog was geveg, maar ek het gewen. Vrede vir julle. Dis asof hy weer en weer vir hulle sê, it is finished. Dit is gebeur. Alles het nou gebeur wat moes gebeur het. Ek is hier. Ek het opgestaan. Ek lewe. Inteendeel, julle het nie alles verloor nie, julle het nou net alles gekry. Sonde het nie meer mag oor julle nie. Die dood is iets waarvoor julle hoef nie meer die dood te vrees nie. Satan en al sy magte gaan nou van nou af vlug in julle teenwoordigheid. Gegewe wat nou net gebeur het. Ek lewe, ek staan op. Ek is hier, vrede vir julle. Ondiens, ek dink ons as Christene is vandag baie soos die disippels hier. Ek dink ons kruip baie maklik weg agter ons eie metaforiese geslote deur, sodat ons dag tot dag deur die lewe kan gaan en mense weet nie as ons is Christene nie. En ek dink ons is ook bang, soos die disippels bang is. Ons is ook onseker en ons glo ook nie regtig nie. Ek dink dis waar ons is. Ek dink ons sit net so bang, dalk vir ander redes, dalk het ons elkeen ons eie redes, maar vrees is verseker betrokke, soos wat ons agter ons geslote deure sit. Ek dink hoofsaaklik vir ons is die vrees, wat gaan ander mense dink van my? Wat gaan ander mense dink van my as ek nou vir hulle moet sê van Jesus? Wat kort ons? Wat is die oplossing hier? Ek dink die oplossing is presies wat ons sien. Ek dink ons kort wat die disippels hier ontvang. Ons kort dat Jesus aan ons moet verskyn. Ek dink ons kort 'n skokkende, radikale ervaring van die lewendige Jesus. Net soos wat die disippels hier ervaar het, waar hy verskyn in hulle midde en hulle weet nie wat om daarmee te doen nie. Ek dink dis wat ons nodig het. Johan, wat op aarde bedoel jy? Net soos die vroeë disippels hier, wat ons nodig het, is om net te besef, ons moet weer sien, ons moet werklik sien wie Jesus is. Dis wat die disippels doen, hulle is geskok deur die realiteit. Jesus wys vir hulle sy hande en sy voete en sy sy. Hy wys vir hulle sy unieke wonde. Daar's twee goed wat gebeur toe Jesus sy wonde vir hulle wys. Aan die een kant is dit skok. Hierdie is die laaste ding wat hulle verwag het. Om te dink Jesus het uit die dood uit opgestaan. Hierdie is radikaal. Hulle wêreld is gebreek. Hulle verwagting, hoe hulle dink die wêreld werk, alles is geshatter, okay? Maar boonop dit, die tweede ding wat Jesus doen deur sy wonde vir hulle te wys, is hy herinner hulle, ek het hierdie gedoen vir julle. Ek het hierdie gedoen vir julle. Die wonde is pyn. Die wonde is seer, die wonde is oordeel. Oordeel wat ons verdien het weens ons sonde. Ons staan afgesny van God af. Ons staan in rebellie teenoor God. En Jesus wys sy wonde. Hy sê, kyk, ek het in julle plek daai straf gevat. Ek het daai oordeel wat op julle moes land, het ek gevat. Hier's die bewyse daarvan. Hier's my wonde. Hier's my pyn. Hier's my seer. Ek het dit verduur vir julle. Ons kort so ervaring van Jesus. Hoe lyk dit? Ek dink dit lyk anders vir almal. Maar ek glo vandag nog meer as ooit, dink ek. Jesus se krag word gesien deur miljoene mense. Ek dink miljoene mense vandag ervaar die lewendige, kragtige, aktiewe Jesus. Hulle ervaar hom deur hoe hulle genees word van goeders wat geen ander persoon kon genees nie. Mense ervaar vir Jesus nou vandag hoe hy hulle uit die donkerste van gate, die donkerste van stories, hoe hy hulle uithelp en red. Hulle ervaar vir Jesus soos wat hy homself openbaar aan hulle harte. Hulle weet net, dit was Jesus en hy lewe, hulle weet dit net.
En hulle sal hulle lewe gee om dit te verdedig. Ons sien dit hoe Jesus in drome verskyn aan mense, moslems reg oor die wêreld. Hoe hulle radikale liefde wys. Miljoene mense wêreldwyd kan getuig dat ergens op hulle eie unieke manier ervaar hulle Jesus, die lewendige Jesus, sê vir hulle, peace be with you. In jou angs, in jou vrees, in jou gebrokenheid, kom na my toe. Vrede vir jou. Miljoene mense ervaar Jesus. Hulle ervaar werklike vergifnis vir hulle sondes. Hulle verander, hulle weet eendag het hulle so gelyk en nou lyk hulle so en niemand kan verklaar hoekom, buiten vir daai persoon wat sê ek het vir Jesus ontmoet nie. Jesus lewe en reg oor die wêreld getuig sy disippels dat hy lewe. Hy is met ons, hy het opgestaan uit die dood uit. Hierdie is die mense wat kan evangeliseer. Aandiens, die vraag is ons oortuig van Jesus? Is ons oortuig oor sy wonde vir ons? Is jy oortuig dat Jesus vir jou sonde doodgaan? Jy wat hier sit vanaand, met jou eie gebrokenheid, met jou eie gemors, met jou eie skuld, met alles wat jy haat van jouself. Is jy oortuig dat Jesus wys sy wonde vir jou en hy sê ek het hierdie vir jou gedoen? Aandiens, is jy oortuig Jesus lewe? Want ek sê weer vir jou, we can't give what we don't have. Ons kort 'n ervaring van die lewendige Jesus vir ons enigstens, 'n hoop, 'n kans kan staan om dit te kan gaan deel met ander mense. As ons deur die vrees wil breek van ons geslote deure en as ons daai deur wil oopmaak, dan moet ons vanaand bid vir so 'n ervaring van Jesus. Ons moet bid vir 'n ervaring van Jesus wat ons sal oortuig. Hy's hier, hy lewe en hy het werk vir ons om te doen. Jesus sê, everyone who asks receives. The one who seeks finds. The one who knocks, the door will be opened. As ons die real Jesus vir die wêreld wil kan verkondig, dan moet hy real wees vir ons. En ek sê, net hy kan dit doen. Net hy kan dit doen. Ek kan kom met al die argumente, daar's vreeslik baie goeie argumente, wat bewys dat Jesus regtig uit die dood uit opgestaan het. Wat bewys Christendom het bewyse soos geen ander nie. Maar ek sê weer, daai argumente is een ding, vir daai hoop om iets binne jou te kom doen, net God kan dit doen. Net God kan dit doen. En ek wil vir julle sê, as jy nie is hier vanaand, as jy nog nie seker is waar jy staan met Jesus nie, as jy nog nie seker is jy's gered nie, as jy kom hier in, just bomskok, ek moet nou gaan deel wat ek weet nie, as dit jy is vanaand, wil ek vir jou sê, staan net stil by hierdie. Kan ek jou uitnooi, moenie die stres en die angs en die burden op jou hart nou sit van, ek moet nou vir ander mense gaan vertel nie. Nee. Die uitnodiging van God af vanaand vir jou is, sit net by Jesus. Kan jy net hierdie gebed bid? Jesus, kom wys my. Kan jy asseblief, ek soek, I'm seeking, I'm knocking, Lord. Ek nooi jou uit, maar as jy 'n gelowige is, dalk is jy 'n gelowige, dalk is jou hart koud en jy sukkel ook met evangelisasie. Ek wil vir jou, sal jy ook hierdie gebed bid? Kom wys my wie jy regtig is, Jesus. Ek kort weer 'n radikale verskynsel van jou. Ek wil sien wie jy is, sodat ek kan uitgaan. Kan ons bid vir hierdie vanaand? Ek beloof vir jou, soos miljoene ander mense, sal jy die lewendige Jesus ervaar. Ek glo dit. Dis die belofte in sy woord. Kom ons gaan aan. Dis die eerste punt, Jesus verskyn. Die tweede ding wat ons sien is vers 21, net die volgende vers. Jesus stuur uit. Hy verskyn en dan stuur uit. Weer sê Jesus, again, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Baie eenvoudige woorde, maar hulle is nie minder diep net omdat hulle eenvoudig is nie. As the Father has sent me, I am sending you. As jy dink aan net die reeks waarin ons is, dan is hierdie woorde vlamskerp. Volg my, sê Jesus. Jesus sê, volg my, ek is op mission en wees op mission saam met my. Ek stuur julle uit. Ek was gestuur, nou word julle gestuur. In hierdie woorde is daar nie net 'n opdrag gegee om te evangeliseer nie, daar is dit, die Vader het my gestuur, ek stuur vir jou. Die opdrag is daar, maar daar's meer. Kyk mooi.
daar's ook 'n patroon vir evangelisasie in hierdie woorde, 'n patroon. Soos die Vader my gestuur het, ek stuur julle so. Sien julle dit? Daar's twee goeders, daar's 'n opdrag, maar daar's ook 'n patroon. As I am, so you must be. Ek wil dis in die patroon waar die goud lê. Okay, in daai patroon wat Jesus ons uitnooi om te volg. Dis wat die goud lê. En ek wil julle vir 'n oomblik uitnooi. Kan julle vanaand net alles wat jy dink oor evangelisasie, kan jy dit net uit jou kop uithaal? En net so 'n bietjie weggooi en dan gaan ons net stil staan by hierdie en dan leer ons iets nuuts oor evangelisasie. Okay? As the Father sends me, so I am sending you. Ek het nogals lank hieraan gedink. Wat is Jesus se patroon? En ek het besef ek kan heel aand praat oor Jesus se lewe en hoe Jesus se lewe ons kan leer oor hoe ons geloof moet uitlewe. En hoe ons geloof moet verkondig. Ek kan heel aand, maar daar's ook 'n wonder daarin. Ek kan nie als dek nie. Maar die wonder daarin is as jy wil leer om te evangeliseer, gaan kyk na Jesus se lewe. Ek gaan vir julle een ding wys vanaand, maar daar's 1000 goeters in Jesus se lewe wat jou kan leer hoe om jou geloof te deel met ander mense. En so ek nooi jou uit. Ek gaan vir jou een ding wys, maar gaan doen dit. As jy regtig 'n burden het om beter jou geloof te gaan deel, gaan doen dit. Gaan kyk na Jesus se lewe. So hier's die obvious idee wat ons 'n idee gee van hoe ons moet evangeliseer. Hierdie is hoe Jesus gestuur was aan ons. Jesus het mens geword. Net stil staan by dit. Toe die Vader die Seun gestuur het, toe gee die Seun sy glorieryke lewe in die hemel op. Okay, hy laat dit gaan, al die voorregte daarvan, hy laat dit gaan. Hy kom neer, hy daal neer na ons vlak toe. Hy kom nie in die vorm van 'n magtige engel of 'n massiewe aardbewing met 'n stem wat vir die wêreld wil kom sê wat ons alles verkeerd doen nie. Hy doen nie dit nie. Hy kom nie selfs eers as 'n magtige koning nie. Nee, hy kom nederig. Jesus kom arm na ons toe, gebore in 'n stal met 'n donkie. Kyk, dis Jesus. Hy het letterlik ons vlees aan homself gesit. En met dit bedoel ek, daar's baie dinge wat ons vlees ongemaklik maak. Baie dinge. Dink gou daaraan. Hy het pyn ervaar. Hy het honger geword. Hy het siek geword. Hy het gehuil, hy het gesukkel. Hy het gesukkel, hy het gevoel hoe voel dit om swak te wees. Ek kan nie al hierdie goeders optel nie. Ek sukkel. Ek kan nie, ek weet nie. Ek en Schneider het gisterand begin om The Chosen te kyk. Weet julle wat dit is? Net okay, great. It's fine. Google it. Dis 'n reeks wat gaan oor Jesus se lewe. The Chosen. Baie goed. Ek het net begin nou. Almal het dit al gekyk. Ek's 'n bietjie agter. Maar daar's hierdie amazing scene van Jesus wat soos 'n stokkie het en hy begin soos dit so vryf om vuur te maak. Om letterlik vuur te maak dat hy kan warm kry. En dan die volgende scene het hy soos 'n sny op sy arm van ergens het sy hand gegly. As ek sê Jesus het homself in ons skoene kom sit, dan bedoel ek dit. Hy het letterlik kom sukkel saam met ons. Daar's iets wat ons hier uit kan leer vir ons eie evangelisasie. Ek kan dit nie beter stel as hierdie ou nie. Hierdie ou se naam is John Stott, baie bekende leraar. En so kan ek dit vir ons lees. Hierdie is wat John Stott sê, ons kan leer uit Jesus wat neergedaal het en homself in ons skoene kom sit. Hoor wat sê John Stott. Hy comment op hierdie verse, as the Father sent me, so I'm sending you. Hy sê, I personally believe that our failure to obey the implications of this command, wat ons net oor gepraat het, as the Father sent me, so I'm sending you. Our failure to obey the command, the implications of this command is the greatest weakness of evangelical Christians in the field of evangelism today. We do not identify. We believe so strongly and rightly in proclamation, we tend to proclaim our message from a distance. We sometimes appear like people who shout advice to drowning men from the safety of the seashore. We do not dive in to rescue them. We are afraid of getting wet, and indeed of greater perils than this. But Jesus Christ did not broadcast salvation from the sky. He visited us in great humility. He jumped in with us to save us. En hy gaan aan. Hierdie is so goed, okay?
Hierdie is die tweede deel. Hy sê, the question is this: how can we become so one with secular men and women as Christ became one with us, that we express and demonstrate our love for them and win the right to share with them the good news? How do we do that? I'm not content to shout the gospel at them from a remote and sheltered vantage ground. I want to become their friend and argue it out with them, side by side. I want to witness to Christ among them in their very midst. Just how to do this is an urgent question which we must address ourselves seriously if we would follow in the footsteps of our Master. Boom. Vir my is dit amazing. Hierdie is so 'n belangrike vraag vir die kerk vandag. So belangrik. Ek hou baie van wat hy hierso sê. Ek dink wat hy sê is nie dat ons moet een word met ongelowiges in hulle sonde nie. Obviously nie. Maar ons moet op 'n manier beter wees om onsself in hulle skoene te sit. Ons moet op 'n manier onsself in hulle lewens inlewe deur liefde en deur verhouding sodat ons in hulle midde staan. Sodat ons daar die reg kry om duidelik met krag die evangelie te kan verduidelik. Nie 'n hit and run nie, nie eternal burn nie, nie onsensitief nie. Maar met duidelikheid skerp, ek weet wat in jou lewe aangaan. Hierdie is wat Jesus vir my gedoen het. Ons moet deel raak van mense se lewens soveel so, dat daar ergens in 'n lang verloop van tyd, in verhouding, dalk 1000 koffies, gepraat word oor die Here. Geworstel word, wat beteken hierdie? Geworstel word, waarmee sukkel jy? Hierdie is waarmee ek sukkel. Sodat ergens in die midde daarvan die Here jou kan gebruik om hulle te lei na 'n reddende kennis van Jesus toe. Sien julle dit? Ek wil weer hierdie vraag lees, want ek dink hierdie is die vraag vir ons vanaand. How can we become so one with secular men and women as Christ became one with us, that we express and demonstrate our love for them and win the right to share with them the good news of Christ? Dis die vraag wat ons moet beantwoord. En ek gaan eerlik wees, ek het nie eers die volle antwoord vir hierdie vraag nie. Maar ek glo as ons Jesus wil volg, as ons soos hy in die wêreld ingaan, dan moet ons daai vraag kan beantwoord. En ons moet saam worstel, hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Ek dink dit lyk anders vir ons almal. Maar ten minste weet ek hierdie. Ten minste weet ek hierdie is deel van die antwoord. Dis ek glo Jesus roep julle vanaand, almal wat hierso sit. Jesus roep jou om uit jou gemaksone uit te kom en om in ongemaklike situasies te wees met mense wat anders is as jy, wat nie glo nie, sodat ek weet nie hoe nie, maar sodat die Here jou daar kan gebruik. Ek glo dis ten minste wat die Here hierso sê. Ons kan nie dink dat ons van buitekant af iets van waarde gaan deel met mense as ons nie self verstaan waar hulle sit nie. Dis Jesus se patroon. Ons kan nie die wêreld bereik vanuit veilige Christian bubbles nie. Ons kan nie. En natuurlik sê ek nie ons moet ons Christelike vriende laat gaan nie. Jou Christelike vriende is belangrik. Maar ons kort hierdie, ons moet uit hierdie uittreë. As daar verhoudings, ek wil jou vra oor die verhoudings in jou lewe. Kom ons begin net daar. Waar is die verhoudings in jou lewe waar jy klaar die reg het? Want daai persoon weet jy's eerste lief vir hulle, ongeag wat hulle glo. Jy's eerste lief vir hulle. Waar is daai mense in jou lewe wat jy die reg voor al klaar het om met hulle die evangelie te kan deel? Waar is daai mense? Wie is dit in jou lewe? Kan ons daar begin? En ek beloof vir jou, die Here het werk vir jou daarom te doen. Ek beloof vir jou, die Here het werk daarom te doen. Ek wil nie ons, dis die vraag, ek wil dit net daar los, en ek wil vir julle sê, ons moet worstel met daai vraag. Ons moet begin beweeg vanuit 'n plek waar liefde eers te kom, en die boodskap naby aan die liefde volg.
Maar ons moet ophou kyk na mense as objekte wat ons moet convert en dan laat gaan en los en drop. Dis nie liefde nie. En dis nie wat Jesus vir jou gedoen het nie. Dit is Jesus se liefde aan ons. En ek dink ons baie wat ons daaruit kan leer. Kan ek ons aanvat na die laaste punt toe Jesus bekragtig ons. Jesus bekragtig ons. Hier is die laaste 2 verse. Vers 22 en 23. And with that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. And if you do not forgive them, they are not forgiven. Wat gaan hier aan? So Jesus blaas op hulle. En wat hy doen is, hy dramatiseer die koms van die Gees. Jesus het 'n gewoonte om hierdie te doen in sy bediening. Hy dramatiseer dinge wat nog gaan kom. Hy het net voor hierdie het Jesus in die nagmaal eet, het hy gesê, I break this bread, this is my body given unto you. Maar hy het nog nie op die kruis dood gegaan nie. So hy dramatiseer iets wat kom. So hierdie is nie Jesus wat letterlik sy Gees gee vir die disippels nie. Dit kom nog in Handelinge 2. Maar hy dramatiseer, hierdie is 'n teken van iets baie belangrik wat hulle gaan moet ontvang as hulle hierdie mission wil gaan kan uitlewe. So hier blaas hy sy asem uit vir hulle en dis 'n kragtige prentjie van hulle wat die Gees nodig het sodat hulle toegerus kan word vir evangelisasie. Okay, sien julle dit? Die amazing ding is, as jy vanaand hier 'n gelowige is, het jy klaar die Gees ontvang. Die oomblik wat jy jou hart gee vir Jesus, ontvang jy die Gees. Hy lewe in jou. En so, as jy die Gees het, as die Here reeds die Gees vir jou gegee, dan het jy die beste tool om jou te kan ondersteun in jou reistog om ander te kan vertel van Jesus. Die Gees lei jou letterlik. Die Gees gee vir jou woorde, hy breek vir jou geleenthede oop. Ek het die naweek gaan hike met, ek hoop nie julle gaan na hierdie preek luister nie, liewe Jesus. Ek het gaan hike met mense en ek glo as ek dit sê met liefde, ek dink nie hierdie is die tipe mense wat regtig wil kerk toe kom nie. En ek het dit so gehoor by hulle. Dit was baie moeilik. Dit was 'n 6 ure hike, ek's bietjie gebrand. Maar dit was lekker, ongelowige mense. Ouer as ek. Ek het saam met hulle gaan hike, was lekker, maar ek was heeltemal uit plek uit. En hulle het geweet ek's 'n pastoor en hulle het bietjie gesukkel om met my te praat. Mense sukkel baie keer om met pastore te praat. Ek weet nie hoekom nie. Dis nie lekker vir my nie, maar dis hoe dit is. Maar jy kan net op 'n 6 ure hike so lank stil bly. Okay. So eventually ek sê dan maar ek worstel heeltyd in myself. Wat moet ek sê? Ek wil graag iets sê, maar ek weet nie wat om te sê nie. Ek weet nie wat om te sê nie. Ek kan sien hierdie is mense wat nie noodwendig hou van wat ek doen nie. Op 'n mooi manier. En naderhand bly net stil en ek bid en ek sê Jesus help my, ek weet nie wat om te doen nie. 3 ure gaan verby en die burden om iets te wil sê word groot. Ek soos vrek my geleentheid gaan verby. Ek wil net iets sê. Hulle weet ek's 'n dominee, so dit is fyn. Ek kan maar iets sê. En maar as ek net gaan uitblurt, Jesus het vir jou sons dood gaan dit super awkward wees, okay? So ek weet nie wat om te sê nie. En ek begin te bid en ek sê Heilige Gees, help my asseblief in hierdie oomblik. Ek weet regtig nie wat om te sê nie. En ek beloof vir julle op daai oomblik draai die een girl na my toe en sy sê, hoekom het jy besluit om 'n pastoor te word? Vra ek, dis 'n lang storie. En dit is 'n vrek lang storie. My sussie was in rehab, die Here het ingetree, hy het haar genees, allerhande cool goed en ek kon vir haar verduidelik hoekom ek 'n pastoor is. En dit was 'n ongelooflike geleentheid wat ek nie in myself kon genereer nie. Maar ek glo regtig in daai oomblik het die Heilige Gees my gehelp en gelei. Dit aan die einde van die dag het dit ander baie moeiliker gesprekke oopgemaak. Sy het oor en oor gedeel van hoe mense haar geoordeel het. Hoe mense haar seer gemaak het, hoe mense nie verstaan het wat in haar lewe aangaan nie en die onsensitiefste goed vir haar gesê het, mense van die kerk. En soveel so weet ek, kyk, dalk was hulle reg, dalk het hulle vir haar legitimate sondes uitgewys, maar as daai goeders in liefde gebeur het, as daai gesprekke in verhouding plaasgevind het, weet ek in my hart van harte, sy sou nie so kwaad gewees het vir die kerk nie. Kyk, dis 'n komplekse gesprek. Ek het nie gevoel my storie deel was 'n oorwinning nie. Inteendeel, ek het gevoel daar's nog gesprekke nodig en toe klik ek. Dis rarig, in die oomblik daar voel ek Jesus het vir my iets gegee om met julle vanaand te deel. Mense is kompleks. Hulle stories is kompleks.
En ek kan julle nie op enige manier voorberei om uit te gaan en in die kompleksiteit van mense se lewens te weet wat die regte ding is om te sê nie. Ek kan nie. Dis nie moontlik nie. Dis te kompleks. Maar die Heilige Gees kan. Ek glo dit. Die Heilige Gees kan jou help in daai oomblik om te weet wat om te sê, wat om nie te sê nie. Wanneer om iets te sê. Wanneer nog 'n koffie nodig is. Wanneer gebed nodig is, maak nie saak nie. En ek wil julle uitnooi, wat Jesus hier doen, is hy sê vir jou, ek het jou nie alleen gelaat in hierdie ding nie. Ek het nie. Die Heilige Gees is in jou, hy's met jou. Vra hom vir help. Dan gebeur daar nog iets interessants hierso. Jesus sê hierdie redelike moeilike vers. Hy sê, if you forgive anyone's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Wow. So hierdie is weird verse, want hoe dit klink, is as ek vir jou sê, jou sondes is vergewe, dan is jou sondes vergewe. En as ek dit nie wil doen nie, vat so. Dis hoe dit klink. Ek het hierdie mag. So baie interessant, die Rooms-Katolieke Kerk het gebaseer op hierdie woorde, het hulle die lering afgelei dat priesters die reg het om sondes te kan vergewe of nie te kan vergewe nie. En dis hoekom jy gaan in 'n boksie in, jy confess al jou sondes en dan sê die priester jy is vergewe en dan is jy vergewe. Okay? Die probleem is nêrens in die Bybel sien ons dat dit so werk nie. Sekerlik, as dit is hoe dit moes werk, dan sou Petrus vir baie mense gesê het, jou sondes is vergewe. Maar hy doen nêrens nie. Nêrens sien ons dat die vroeë apostels dit doen nie. So al wat ons kan aflei is dat dit kan nie wees wat Jesus daar sê nie. Surely. En so ons moet so 'n bietjie onsself vra, wat sê hierdie? En ek dink hierdie is wat Jesus kommunikeer. Hierdie is wat hierdie verse beteken. Ek dink wat Jesus hier kommunikeer is dat hy nou die boodskap van redding oorlaat aan ons. Dis nou ons mission. Hy los ons met die Gees, sy konstante teenwoordigheid met ons, en hy gaan, maar dis nou ons job. Dis nou ons verantwoordelikheid. So wat hy probeer eintlik sê, is daar's 'n sin van verantwoordelikheid nou op ons. As ons nie preek nie, as ons nie deel nie, as ons nie moeite doen om uit ons gemaksones uit te klim, en te gaan moeite doen met mense wat nog nie vir Jesus ken nie, as ons dit nie doen nie, dan is daar 'n mate waarin die boodskap van redding nie gaan uitgaan nie. En daar's 'n mate waarin daai mense nooit gered kan word nie. Daar's urgency, daar's dringendheid. Dis nie te sê dat ons nou die krag het om sondes te kan vergewe nie, maar ons het verseker die boodskap waarin die krag lê. Ons het die boodskap nou, dis nou ons job. In ons hande lê die boodskap wat mense se lewens letterlik kan verander. Forever and ever and ever. So ek dink dit is goed om dit daar te laat. Ek wil hê ons moet daai voel. Daar is 'n dringendheid hierso. Ek wil afsluit en vir julle sê, ek dink hierdie is regtig moeilik. Maar ek beloof vir jou, ons gaan baie leer, soos wat ons aanhou probeer om hierdie te doen. Ek wil afsluit vanaand en ek wil ons uitnooi na 'n oomblik van stilte toe. Ek wil hê ons moet stil raak. Ek dink daar's baie goeders waarvoor ons kan bid. Ek dink dalk gaan julle almal vir verskillende goeders bid. Maar ek wil jou uitnooi om dit te doen, bid. Reageer op wat die Here vanaand vir jou gesê het deur sy woord. In die stilte van jou hart. Dalk gaan jy vanaand bid vir 'n ervaring van Jesus. Dat hy regtig lewe en hy het 'n job vir jou om te doen. Dalk wil jy net dit weer hê. Dalk gaan jy vanaand bid vir iemand wat baie naby aan jou hart lê, wat nog nie gered is nie en jy het al hoop verloor vir hulle. En jy weet nie wat om te doen nie of wat om te sê nie. Ek wil hê jy moet bid vir daai persoon. Ek wil hê ons moet almal bid vir die krag van die Gees om ons vol te maak, sodat hy ons sal gebruik môre, soos wat ons werk toe gaan, soos wat ons gaan swat, soos wat ons vriende teekom, soos wat ons vir ons familie gaan kuier. So ek weet nie waarvoor jy gaan bid vanaand nie, maar ons moet vanaand bid en vra Heilige Gees help ons. Jesus help ons. God die Vader kom help ons. So, oomblik van stilte, ek gaan vir ons afsluit as ons klaar gebid is, maar kom ons bid almal saam. Kom ons bid.
Papa Vader, ons vra dat U deur die krag van die Gees daai werk sal kom doen in ons harte. Vader, U weet in ons lewens wie dit is, wat die redding nodig het, wat in ons hande lê. Vader, dalk sit daai redding selfs in ons eie hande en ons kort dit vir onsself. Help ons om dit te glo. Heilige Gees, kom en gee ons krag om uit te gaan, uit ons gemaksones uit en om moeilike, maar ernstige, liefdevolle verhoudings te gaan bou. Vader, vir 'n gebroke wêreld wat dit so nodig het. Vader, ek vra met my hele hart, kom en lê vrugte, kom en help ons om vrugte te dra met hierdie woord. Mag hierdie woord nie op dooie ore land nie. Asseblief, Vader, deur die krag van die Gees bid ek dat U hierdie gebede sal beantwoord. En elke gebed wat gebid was hier vanaand. If we seek, we will find. Ons glo dit, Jesus. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.